In hierdie video kyk ons na hoe om die vergelyking van 'n hiperbool te bepaal. En ek wil graag 2 voorbeelde met julle doen. In die eerste voorbeeld sien ek my hiperbool wat deur die punt 3 gaan. Ek sien ook tussen die eerste en die derde kwadrant. So ek verwag 'n positiewe waarde vir A. Ek sien my grafiek is opgeskuif, want kyk waar lê die horisontale asymptoot by y gelyk aan 1. Nou onthou, die standaardvorm vir 'n hiperbool is y is gelyk aan a op x plus q. So, ons gaan met q begin. Waar kry ons q? Die hoeveelheid wat die hiperbool opgeskuif is. So, as voordat ek 'n plus q gehad het, as ek net y is gelyk aan a op x gehad het, was my asymptoot op die x-as, nou is dit 1 eenheid hoër, so ek weet y is gelyk aan a op x plus 1. En dan altyd, wanneer jy net 1 onbekende het, en net a is 'n onbekende nou, dan vervang jy die koördinate van 'n punt. Onthou, jy beskou nie x en y as onbekendes nie. Dit is koördinate van enige punt wat op die grafiek lê, en ons weet dat die punt A daar lê, so y is 3 as x ook 3 is plus 1, dan vat ek maar die een ander kant toe, 3 minus 1 is 2, is gelyk aan a op 3, en dus is a gelyk aan 6, as ek maar net met die 3 vermenigvuldig. So dan kan ek teruggaan na hierdie stappie toe, gaan dit nou maar hierbo skryf. Hierdie grafiek sal wees, y is gelyk aan a wat 6 is, op x, plus 1. Goed, kom ons kyk na die tweede een. Nou, hierdie slag sien ek dat die x-as en die y-as my asymptote is. So ek weet die vergelyking van die grafiek, die funksie is net y is gelyk aan a op x. Daar is geen plus q nie, want my horisontale asymptoot is nog steeds op die x-as. So ons kan maar daai plus 0 eintlik net vergeet, en dan het ek net 1 onbekende, en sodra jy net 1 onbekende het, vervang jy die punte van vervang jy die koördinate van 'n punt. Nou ja, die punt op die grafiek is die punt A min 1, 4. So, onthou, dis x eerste en dan y, so 4 is gelyk aan a op min 1. So dit gee vir ons a is gelyk aan min 4. En dan is my vergelyking, y is gelyk aan min 4 op x. Daar sy. So maklik soos dit.